Goeiemôre, liewe vriende, en baie welkom by vanoggend se erediens. Ek hoop dit is vir jou 'n heerlike dag en dat dit vir jou ook regtig geestelik verrykend is vanmôre om so in die gees as gemeenskap van gelowiges ook by mekaar te wees rondom die Here se woord, en mag jy regtig vanmôre in elke element van die liturgie regtig betekenis vind, van die aankondiginge af dwars deur die liedere, uiteindelik die woordverkondiging en elke gebed. Mag die Here regtig vanmôre hierdie erediens in elke moment daarvan gebruik as 'n roete waarop jy vanmôre op 'n geestelike pad sal stap saam met hom. Wat die aankondigings betref, ons dink tog aan 'n klompie siekes in ons gemeente. Ons dink steeds aan Tannie Rina Berg. Tannie Rina is nog in die hospitaal. Kom ons dink asseblief aan haar. Die Reinders het COVID, maar baie op en af. Daar's daar wat dit nog vir haar baie sleg is. Kom ons dra haar ook in die Here op asseblief. En dan 'n hele klompie ander mense wat COVID het in die gemeente nog, en wat na die beste van my wete eintlik nie erge simptome het nie, maar kom ons dink aan hulle ook, dat die Anna Engelbrecht, Elmarie Rademan, Karma Gonsalves, ons dink aan hulle almal in hierdie tyd. Dan die Ria Estreisen het die afgelope week 'n knievervanging gehad, en dit gaan goed, sy het maar baie pyn, so kom ons dink asseblief aan haar. En dan dink ons ook aan Sanel Potgieter en haar seentjie Benjamin. Ek vermoed in die tyd wat jy hierdie aankondigings hoor, behoort hulle al uit die hospitaal uit te wees, en ons is die Here baie dankbaar. Sanel en haar kinders, eintlik die hele gesin, hulle was almal by, is Vrydagoggend deur 'n swerm bye toegetakel, en Sanel en klein Benjamin is baie sleg gesteek gewees, en ons is regtig baie dankbaar. Die Here het 'n groot wonderwerk gedoen. Ons is eintlik maar net in verwondering hoe dat hulle albei lewe, en wil ook baie dankie sê vir elkeen wat vir hulle gebid het en wat op watter manier betrokke was in daai situasie. En dan is daar ook goeie nuus in ons gemeente. Daar's altyd goeie nuus, maar vanmôre wil ons graag vir Lukas en Petru Stein baie geluk sê met die geboorte van klein Mila, hulle eerste kleindogter, en dan het Liam en Benita gister getrou, Liam Barnard en Benita, nou ook Barnard, en ons wil vir hulle sê baie geluk daarmee, en dan ook vir Attie en Lenet, die pa en die ma. Ons hoop dit was vir julle 'n mooi en 'n geseënde dag, en dat die familie se groter word, vir julle 'n klomp vreugde en geluk sal inhou. Van volgende week af hervat ons eredienste in die kerkgebou, so jy is baie welkom om van volgende Sondag af, 12 September, om 9:30 gaan die erediens begin, om dan weer 'n erediens in die kerkgebou ook by te woon. Baie geluk aan almal wat die week verjaar. Ons hoop dat julle 'n wonderlike dag het en 'n geseënde jaar wat voorlê. Ek gaan nou net die name vir julle lees. Alida Eys, Samurie van Aswegen, Lisandrie van der Berg, Kobus Snyman, Tannie Baby Stein, Biola Botha, Herman Potgieter, Belinda Trilof, Flip van der Westhuizen, Kobus Jordaan en Ina Postumus. Aan almal van julle baie geluk, en ons hoop dat julle regtig 'n wonderlike en 'n geseënde jaar het wat vir julle elkeen voorlê. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil, en dan kom ons sê sommer net vir die Here dankie vir ons hier wees vanmôre, dat hy ook hier is, dat ons in sy teenwoordigheid kan wees. Kom ons sê vir hom dankie vir al die goeie nuus in ons eie lewens, en ons maak sommer net ons harte oop voor hom, en ons rig ons gedagtes op hom. Net so 'n oomblik van stilte. Ons begin hierdie diens, sit dit voort en sluit dit af in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat jou vanmôre kom groet en verseker genade en vrede vir jou. Amen. Kom ons loof die Here vanmôre saam, vriende. Ons gaan dit doen met Psalm 33, sy eerste, 6de en 7de vers. Ons sing hartlik saam en ons loof die Here
as 'n God van wonderwerke, as 'n God vir wie niks onmoontlik is nie, as 'n God wat alles maak, en aan wie se krag ons geen grense kan stel nie. Kom ons loof die Here wat ons aanbid. Sing juichend, sing 'n nuwe loflied, besing opnuut die Heer se naam. Bring nou 'n lofgesang met eerbied, soos dit gehoorsaam is betaam. Net deur sy gedagte is die Heer by magte om te laat geskied. Wat hy doen duur ewig, vasstaande en stewig, soos hy dit gebied. Vals oorwin nie deur sy magte, wat baat die grootheid van sy leer. Hy wen nie deur die bergse kragte, wie triomfeer staan op die Heer. En na die wat hom dien, sal die Here omsien, hy sal hom behou. Al sal deur sy krag wen, hulle wat sy mag ken, en daarop vertrou. Die Here gee ons sy beskerming, hy sal sy oog op ons behou. Ons stel ons hoop op sy ontferming, ons sal op hom ons hulp vertrou. God se naam is heilig, by hom is ons veilig, hy sal altyd red. In ons vreugde lag ons, op sy goedheid wag ons, hoopvol in gebed. Kom ons bid saam. Ja, ons die Here, dit is vanmôre vir ons 'n wonderlike voorreg om U te kan aanbid, as die God wat alles gemaak het, as die God wat, ja, eendag oor die niks gekyk het, en gesê het, laat daar iets wees. Wat die aarde, die uitspansel, die mens, die dier, die plant, alles gemaak het. En van die begin af, Here, stap U 'n wonderlike pad saam met U skepping. Daar, saam met ons as mense, wat na die beeld van ons God geskape is, met wie U in 'n besonderse verhouding wil leef, maar eintlik ook met die hele skepping. En onderhou en versorg U alles wat ons rondom ons sien. En ons kom aanbid U vanmôre en daarvoor, Here, ons kan onsself eintlik op geen manier indink aan wat dit beteken nie. Vir ons raak die lewe te veel en te vinnig, sommer net met 'n paar dingetjies wat rondom ons gebeur en wat in ons eie lewens besig is. U hoor elke stem, U verhoor elke gebed, U is bewus van elke beweging op hierdie aarde. En daar is geen ander verklaring wat ons kan gee as om U net te aanbid en te erken vanmôre as die enigste, ware, lewende God. En daarom bring dit ook 'n stuk vreugde in ons lewens, in ons harte, en kon ons vanmôre regtig sommer net uitsing, sing juigend, sing 'n nuwe loflied, besing hierdie God se naam. En nou weet U ook, Here, dat ons vanmôre hier is, elkeen met ons eie lewenspad, met ons eie stukkie bagasie, met ons eie gedagtes,
ons eie behoeftes, met ons eie nood, met ons eie bekommernis op 'n manier, en daarom wil ons sommer maar net voor U kom stil raak vanmôre en kom bid. Wil U deur ons saam wees vanmôre, regtig ons harte aanraak, dat ons belydenis, dat U 'n groot God is, nie net woorde sal wees nie, maar dat dit regtig ons lewens sal vul, dat ons opnuut elke dag en ook vandag weer ons vertroue ten volle in U sal stel. Dankie dat U seun Jesus Christus na hierdie aarde toe gestuur het, juist dat ons U hart kan sien, dat ons kan weet hoe ernstig U daaroor is om ons te help en ons by te staan en ons te versorg en ons te lei deur hierdie lewe. Ons wil vanmôre ons geloof bely deur net te erken dat hierdie Jesus is die verlosser. Hy is groot en bo almal. Hy is die enigste werklike Here. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee U, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Jy is baie welkom om vanmôre saam met my te blaai na Markus, hoofstuk 5 toe, die evangelie van Markus. Is die oudste evangelie wat ons het, van die 4 evangelies, dis die heel eerste evangelie wat op skrif gestel is. Is nie die oudste boek van die Nuwe Testament nie, maar Markus is die eerste evangelie wat op skrif gestel is. En ek gaan vir ons vanmôre weer uit die 2020 vertaling van die Bybel lees. Jy is baie welkom om in die 83 vertaling, of watter vertaling jy ook al voor jou het, dit te volg. Nadat Jesus weer met die boot na die oorkant gevaar het, het 'n groot skare om hom saamgedrom waar hy langs die see was. Een van die leiers van die sinagoge met die naam Jairus kom toe daaraan. En toe hy hom sien, val hy voor sy voete neer en smeek hom ernstig: "My dogtertjie lê op sterwe, kom lê U hande op haar, sodat sy gesond kan word en leef." Jesus het saam met hom vertrek. 'n Groot skare het hom gevolg en teen hom gedruk. Daar was 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het erg gely onder baie dokters en sy het al haar besittings daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie. Dit het eerder slegter met haar gegaan. En toe sy van Jesus hoor, het sy in die skare van agteraf gekom en aan sy bootkleed geraak, want sy het gesê: "As ek maar net aan sy bootkleed kan raak, sal ek gesond raak." Die oorsaak van haar bloeding het toe dadelik opgehou en sy het aan haar liggaam gevoel dat sy van haar kwaal genees is. Jesus het onmiddellik agtergekom dat krag uit hom uitgegaan het. Hy het in die skare omgedraai en gevra: "Wie het aan my bootkleed geraak?" Maar sy disippels het vir hom gesê: "U sien dat die skare van alle kante af teen U druk en tog vra U: Wie het my aangeraak?" Hy het om hom bly rondkyk om die een te sien wat dit gedoen het. Toe die vrou besef wat met haar gebeur het en sy bewend van vrees voor hom kom neerval en hom die volle waarheid vertel. Hy sê toe vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered.
gaan in vrede en wees genees van jou kwaal. Terwyl hy nog praat, kom daar mense van die leier van die sinagoge se huis af en sê, "U dogter het gesterf. Waarom val u die leermeester nog lastig?" Jesus het egter in die verbygaan gehoor toe die berig oorgedra word en sê toe vir die leier van die sinagoge, "Moenie ontsteld wees nie, glo net." En hy het niemand toegelaat om met hom saam te gaan nie, behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. Toe hulle by die leier van die sinagoge se huis kom, sien hy 'n geroesemoes en mense wat huil en erg weeklaag. Hy gaan toe in en vra vir hulle, "Waarom gaan julle so te kere en huil julle? Die kindjie het nie gesterf nie, maar slaap net." Hulle het hom egter uitgelag. Maar nadat hy almal uitgejaag het, het hy die vader van die kindjie, haar moeder en die wat by hom was, saamgeneem en ingegaan na waar die kindjie was. Hy neem toe die kindjie se hand en sê vir haar, "Talita kum," wat as dit vertaal word beteken, "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was 12 jaar oud. Hulle was stom van verbasing. Hy het hulle streng opdrag gegee dat niemand dit moes weet nie en gesê dat hulle vir haar iets te ete moes gee. Net tot sover. Vriende, dis 'n bekende verhaal wat waarskynlik by verskillende mense, ook verskillendes van ons, ek wil amper sê verskillende reaksies gaan uitlok. Die hele saak rondom geloofsgenesing kom op die tafel. Dis 'n kontroversiële saak. Dis 'n onderwerp met uiteenlopende standpunte en groot verskille tussen mense, tussen gelowiges, ook tussen kerkgenootskappe. Aan die een kant kry jy die mense wat sê God wil genees. Elke keer. So, by enige geloofsgenesing, by enige geleentheid waar iemand siek word en ander mense vir hom bid, is daar hoofsaaklik 3 partye betrokke, die sieke, die een wat bid en God. So, die verwagting is dat as ons almal sou glo, dat iemand onmiddellik gesond word wanneer jy vir hom bid. Want God wil mos iemand gesond maak. Ek vind dit is so, God se hart gaan uit na die noodlydendes, dit sê die Bybel oor en oor. Die bidder, die een wat dan bid, wat vir die Here vra, hy kom ons in 'n geloofsdaad op 'n manier na die sieke toe en sê, "Kom, ek wil vir jou intree." En dan die sieke se geloof. Ongelukkig, wanneer daar dan nie genesing plaasvind nie, en genesing vind nie altyd plaas doodgewoon nie, ons moet dit maar sommer aan die begin ook vir mekaar sê, dan moet daar nou ergens fout gesoek word. En daar's net 3 partye betrokke, so die fout kan nie by God wees nie, want ek meen God is foutloos. Die fout word gewoonlik ook nie by die bidder gesoek nie, want sy geloof staan mos nou nie onder verdenking nie. So onmiddellik word die blaam geskuif na die een wat siek is, en daar word baie keer vir hom gesê, maar daar's een of ander sonde in jou lewe wat jy nie bely nie, of jou geloof is nie sterk genoeg, of wat ook al daarmee saamgaan nie. En dis 'n tragiese ding wat gebeur in gelowiges se lewens, om bo op die trauma van siekte en van worsteling, dan nog ook daardie soort van valse beskuldiging te kom lê, weet dat jou geloof nie goed genoeg is nie. Ag, kan jy mos nou vanmôre vir jouself indink, is 'n vernietigende effek op mense se lewens. Interessant genoeg, kan ek sommer net sê, dat mense se aanname, dat die sieke se geloof, die enigste geloof is wat saak maak, dink ek ook nie is 'n regte afleiding, veral nie as jy die Bybel, die Nuwe Testament lees nie. In Lukas 5 lees ons die wonderlike verhaal van die 4 vriende, wat hulle verlamde vriend na Jesus toe gebring het, om genees te word, en wat hom toe deur die dak laat sak het. Onthou julle, daar in Lukas 5, gaan lees gerus die verhaal, is 'n pragtige verhaal. En weet jy wat lees ons daar, so in Lukas 5 vers 20? Ons lees, toe Jesus hulle geloof sien, die vriende se geloof, het hy hom gesond gemaak. So ons moet maar versigtig wees, om sommer net goedskiks alle blaam op mense, op siekes te lê, asof ons kan voorspel wanneer iemand gaan gesond word en wanneer hy nie gesond word nie.
Aan die ander kant van die spektrum lê daar dan nou die mense of die standpunte, die uitgangspunte, wat sê mense word eenvoudig siek, dis deel van die lewe, partykeer word hulle gesond en partykeer gaan hulle dood. Partykeer moet hulle jare met die siekte saamleef. Daar's nie 'n voorspelbaarheid aan nie, mense wat hierdie standpunt inneem, sal dit nou nie sê nie, maar ekskuus, hulle glo nie regtig dat gebed 'n verskriklike rol speel nie, dis eintlik maar 'n vrye verloop van omstandighede waarmee ons as gelowiges maar net verlief moet neem. Nou glo ek dat dit sekerlik ook vanmôre jou aanvoeling is as ek dit sê dat daar regtig ook meer moet wees in ons verstaan van geloof en van siekte en van genesing as wat hulle doen. En daar's 'n leemte. Want eintlik sluit hulle God prakties uit siekte en uit mense se omstandighede. En dit, vriende, kan ons mos nou nooit doen nie. Die Here is mos nou deel van elke deeltjie van ons lewe. Ons sien dit ook in die verhale wat ons eintlik gelees het, die twee gebeurtenisse. So, in Markus 5, dink ek, wil die Here vir ons kom help om so tussen hierdie twee uiteenlopende standpunte rondom genesing, geloofsgenesing dan en God se rol in ons siekte, 'n geloofstaanplek te kry wat verantwoordbaar is, met die getuienis wat die Bybel gee. Die verhaal begin by Jairus, wat by Jesus kom hulp soek. Sy dogtertjie, 12 jaar oud, is sterwend. Nou ek dink nie ek hoef vanmôre vir jou te sê nie, ek dink jy besef dit onmiddellik, dis onmiddellik ons aanvoeling, sy nood is hoog. Verstaan, wat is nou erger vir 'n ouer as dat jou kind so siek is dat sy sterwend is? En daarom kom hy ook sommer in die sak betats reguit na Jesus toe en hy sê, my dogtertjie lê op haar uiterste. Dit kan nie nog slegter gaan nie. Ons het nou oomblikke om te reageer. Jesus, jy kom dadelik saam met my. Ek kan myself nie of voorstel wat so ongelooflike trauma dit in 'n ouer se lewe is of kan wees nie. Sy kind het Jesus se aandag dadelik nodig. En Jesus kom sit Jairus kom sit sy gelowige hart eintlik op die tafel en nadat hy vir Jesus gesê het, sy is op haar uiterste, dan vra hy, smeek hy, val op sy knieë voor hom neer, kom lê tog u hande op haar, sodat sy gesond kan word. Maar daar's nog 'n sieke op die toneel, 'n tweede persoon, 'n vrou, wat al 12 jaar lank siek is. Sy is nie so intens siek soos hierdie dogtertjie nie, sy het 'n kroniese siekte, sy is al vir baie lank siek. En vir haar is dit net so erg en as wat die trauma waarskynlik vir Jairus was. Dokter op dokter het sy besoek. Niemand kon haar help nie. Alles wat sy gehad het sy betaal aan doktersrekeninge. En alhoewel haar toestand nie lewensbedreigend is nie, kom sy eintlik in die tyd wat sy by Jesus uitkom, is sy eintlik in 'n baie swak toestand. Siek, arm en waarskynlik uitgestoot uit die gemeenskap. Want 'n vrou het in die tyd wat sy bloedvloeiing gehad het, was sy as onrein beskou. So hierdie vrou is deur die volk, deur die mense saam met wie sy geleef het, permanent as onrein beskou en moes haar eintlik heeltemal eenkant hou uit die samelewing. En dalk is dit so 'n soort van 'n laaste noodkreet, 'n laaste strooihalm waarna sy gryp, as sy haar hoop op Jesus stel, as ek net aan sy bootleed kan raak, dan sal ek gesond word. En die wonderlike van die verhaal is dit gebeur. Presies so. Sy raak aan Jesus se kleed en sy word onmiddellik gesond. Sy kry haar wens. En eintlik baie meer as waarvoor sy gehoop het. Want Jesus stap nie net aan nie, hy stop. Kom tot stilstand, hy draai om, hy soek die persoon, hy besef onmiddellik haar nood is meer as net haar siekte. Hy gee haar die geleentheid om daarvoor almal haar storie te vertel. Daar in die openbaar, haar hart uit te stort. Ek dink dit moes 'n ongelooflike bevrydende oomblik vir hierdie vrou gewees het. Om voor almal wat haar verwerp het, wat haar uitgestoot het, wat eintlik niks met haar te doen wou gehad het nie, om daar te kan staan en te sê, ek is gesond.
Eintlik gee Jesus vir haar lewe terug. Baie meer as net gesondheid. En is soveel seggend as Jesus dan vir haar sê, jou geloof het jou gered. Wat 'n wonderlike uitkoms vir haar verhaal nie. Jesus gaan staan stil. Hy genees haar nie net nie, hy luister na haar verhaal. Hy herstel haar in die samelewing. Ek dink nie sy kon vir meer gehoop het nie. Ek dink nie eers, sy het dalk daarvoor gehoop, toe sy die oggend besluit het om na Jesus toe te gaan. 'n Wonderlike uitkoms. Regtig? Vir die vrou ja, maar nie vir Jairus nie. In daai tyd wat Jesus tyd spandeer aan hierdie vrou, sterf sy dogtertjie. En vir my en vir jou wat die verhaal ken, is dit nie regtig vreeslik ontstellend nie, want ons weet mos nou waar die verhaal gaan uitkom en wel, alles wel, nee. So Jairus, byt net vas, hier gaan nou 'n wonderwerk gebeur. Jairus het dit nie geweet nie. Jairus het dit waarskynlik nie eers verwag nie. Hy het gekom dat Jesus betyds by sy dogtertjie kan uitkom. Haar die hande kan oplê en haar kan gesond maak. Nou is sy dood. Ek wonder wat in daardie oomblikke uit Jairus se gedagtes en sy hart aangegaan het, terwyl Jesus daar stil staan en luister na hierdie vrou se verhaal. Hy waarskynlik self lus geraak het om Jesus se boodskap te vat en om te trek en te sê, kom asseblief, my dogtertjie is sterwend. My kind gaan dood. Hy stel op sy geloof in Jesus. Eintlik meer as net sy geloof plaas hy op die altaar. Hy het 'n pertinente plek in die sinagoge gehad. Hy was 'n leier onder die Joodse volk. En in hierdie tyd van Jesus se bediening kom daar al meer teenstand uit die Joodse geleerdere teen Jesus. En veral die geestelike leiers staan al meer op teen Jesus en moedig mense aan om weg te bly van hom af. Jairus se gaan na Jesus toe, plaas hom in 'n posisie waar hy as lid van die Joodse raad groot moeilikheid kan hê. Hy offer dit alles op. Hy loop die gevaar om dieselfde uitkoms te kry as hierdie vrou, om deur die volk verwerp te word, uitgestoot te word. En daar, as sy werksmense by hom kom en sê, dis te laat, die dogtertjie is het klaar gesterf, dan is die vraag wat oor hierdie verhaal kom hang, was sy geloof dan te vergeefs? Was hy verkeerd om sy hoop in Jesus te stel? Het Jesus hom dalk in die steek gelaat? Het Jesus nie sy tyd verkeerd spandeer nie? Hy kon ons maklik eers na die dogtertjie toe gegaan het wat dringend siek was en dringend sy aandag nodig gehad het, haar gesond gemaak het en dan uitgekom het en vir die vrou gesê het, kom, nou kan ek met jou gesels, kom ons herstel jou in jou posisie. Dit lyk of die huismense, ieders huismense dink dat alles hier verlore is. Asof Jesus sy tyd verspeel het, Jesus se tydsberekening nie reg was nie. Hulle sê, moenie meer vir Jesus lastig val nie, los hom, dis te laat. Interessant dat ons dan nie weer onmiddellik lees van Jairus se geloof nie, maar dat ons Jesus hoor praat. En dat dit nie regtig Jairus se geloof is wat sy dogter het nie. Maar Jesus wat sê, moet jou nie ontstel nie. Glo net. Bly net glo, sê die 83 vertaal. Bly maar net glo. Ek wonder nogal, as ek en jy in daai posisie moes wees, wat ons reaksie sou gewees het op Jesus se woorde, bly maar net glo. Ek wonder wat deur Jairus se hart gegaan het, want ons weet dit nie, die verhaal vertel dit nie vir ons nie. Daar terwyl hy saam met Jesus en 'n uitgeleese geselskap stap terug na sy huis toe, hy weet wat hy gaan kry daar, sy dogter is dood. Wat gaan deur Jairus se gedagtes? Waaroor praat hy met Jesus? Waaroor praat Jesus met hom? Ek wonder.
Jairus se familie is duidelik nie baie beïndruk wanneer Jesus uiteindelik opdaag nie. En dan nog vir hulle kom sê, hoekom is julle ontstel? Hoekom huil julle? Die dogtertjie slaap net. Hulle lag. En dis nie 'n ongelowige lag nie, dis eintlik 'n tragiese lag, 'n lag van gebrokenheid, dink ek, van totale hartseer. Ek en jy sou waarskynlik dieselfde gedoen het in hierdie diep verdriet, hierdie verlore hoop wat ons op daardie oomblik moet prysgee. Hulle ken die verskil tussen slaap en dood. Hulle weet wat dit is. En hulle weet die kind slaap nie. Hulle ken die dood. En nou gaan hulle Jesus leer ken. Hy gaan staan by haar, vat in haar hand en dan kom die bekende woorde, Talita kum. Staan op, dogtertjie. Die interessante in die verhaal is dat ons nie regtig lees dat daar 'n uitbarsting van blydskap en van 'n gelag en dat ons net lees. Hulle was stom van verbasing. Hoe reageer mens eintlik anders as net stom van verbasing? By Jesus is daar hoop en lewe. In lewe en in dood. Uiteindelik is dit wel, alles wel. So kom ons vra vanmôre vir onsself, wat 'n rol speel geloof dan in genesing? In elkeen van die verhale wat ons gelees het, is daar van geloof sprake. Die vrou glo, Jairus glo, Jesus moedig hom om die waarheid moedig hy hom aan en sê, selfs in 'n oomblik waar alle hoop verlore gaan, waar dit lyk asof die geloof te vergeefs was, moedig Jesus hom aan om net aan te hou glo. Met ander woorde, die een wat in nood was, die een wat behoefte gehad het aan genesing, glo. Maar daar is baie ander geleenthede in die Bybel wat ook praat oor die geloof van die bidder. Ek het net verwys na Lukas 5 toe, gaan lees dit gerus, maar Jakobus skryf byvoorbeeld ook in Jakobus 5 vers 15, as hulle, dis die ouderlinge, gelowig bid, sal daar vir die sieke genesing kom. So, ons kom na Jesus toe, na God toe met ons siekte, met ons nood, omdat ons geloof in hom stel. Die een wat bid en die een vir wie gebid word. Ons kan onsself dit nie indink buite die geloof nie. Maar selfs al sê ons dit vanmôre vir mekaar, moet ek ook vir jou sê, die Bybel gee nie vir ons 'n bloudruk, hierdie 'n beskrywing van die perfekte geloof wat jy moet hê, sodat Jesus jou gesond kan maak nie, sodat God genesing sal gee nie. Inteendeel, in die verhaal lees ons eintlik op meer as een plek van 'n soort van 'n wankelende geloof. Hierdie vrou hoop dat sy net stil kan verbygaan, aan Jesus se kleed kan raak. In ons verwysingsraamwerk is dit 'n vreemde geloof. Dit is amper 'n soort van 'n bygeloof. Jairus se geloof is ook maar wankelend. Jesus sien dit in sy oë as hy vir hom sê, moenie ontsteld wees nie. Bly net glo. Kan ek vanmôre vir jou sê, God genees ons nie omdat ons perfek glo nie. Iemand bly nie siek wanneer jy vir hom bid of vir haar bid omdat iemand nie reg glo nie. God genees mense omdat hy is wie hy is. Omdat hy hom ontferm oor elkeen van ons. God genees deur sy krag, nie deur my en jou geloof nie. Deur niemand se geloof nie. Niemand se geloof is so sterk dat ons God se arm kan druk of kan draai en sê, dis nou tyd om die persoon gesond te word nie. Die feit dat God dit by geleentheid doen, is eintlik 'n getuienis oor wie hy is, ten spyte van ons gebrekkige geloof. Ek lees die afgelope week dat iemand skryf, 'n groot geloof
is om te glo in 'n groot verlosser. Dis wie groot moet wees. Nie my geloof nie. Dis die krag van God. Dit beteken egter nie dat ek en jy geen rol speel nie. Die vrou staan daardie môre op en besluit, ek sal my hulp by God gaan soek, by Jesus gaan soek. Ja, Iris neem 'n besluit om sy sosiale status op die altaar te plaas en te stap na Jesus toe en daarvoor al die mense te vra, my nood is hoog. My dogtertjie is sterwend. Wanneer jy jou geloof, jou vertroue in God stel, dan hoor ons meestal, eintlik telkens, jou geloof het jou gered. Mense wat probeer om die krisisse van die lewe op hulle eie te dra, hoor nooit daardie woorde nie. Dit is een van die tragieste maniere om te bestaan. Om nooit vir Jesus te hoor sê, jou geloof het jou gered nie. Vriende, Markus 5, eintlik nêrens in die Bybel, wil die Here vir ons al die antwoorde kom gee op vrae wat ons het oor hierdie saak nie. Selfs nou, vanmôre, terwyl ons hierdie verhaal lees, is daar waarskynlik 'n klomp onbeantwoorde vrae, waarna ek nie eens verwys het vanoggend nie. Hoekom moes hierdie kind eers sterf? Ek weet nie. Ja, dit is nou vreeslik teologies korrek om te sê, want Jesus wou 'n ander deel van sy krag aan mense bekend maak. Maar weet jy, ek kan nie altyd verstaan of dit was dit reg dat daai gesin deur daai geweldige trauma moes gaan van 'n kind wat dood is vir daardie tyd, ek weet nie. Ja, dit was, vandag kan ons terugkyk en sê dit was, maar dit is vir my 'n onbeantwoorde vraag. Wat van my en jou swaar kry en lyding? Wat van mense wat vandag siek word? Hoekom word party gesond en ander word nie gesond nie? Jy sien, in die draaiboek van die lewe word al ons vrae nie altyd beantwoord nie. En loop ons partykeer op paaie wat onverstaanbare draaie maak. Soms kan ons maar net soos Jairus wonder, het Jesus te lank gevat? Is dit te laat? Het God nie besef hoe groot my nood is nie? Soms kan ons soos die vrou dalk wonder, hoekom moes dit 12 jaar lank vat? Hoekom moes ek 12 jaar lank swaar kry, ly, uitgestoot word, voordat ek genesing gevind het? Die waarheid is, Jesus verduidelik nie sy optrede in die gedeelte nie. Nie aan die vrou nie, nie aan Jairus nie, en uiteindelik nie aan ons nie. Die vrou hoor eenvoudig, jou geloof het jou gered. Jairus hoor, moenie ontsteld wees nie, bly maar net glo. En die waarheid is, meeste van die kere, is dit al wat ons kan doen. Bly maar net glo. Vanmôre staan ek voor jou eintlik op 'n manier met 'n stukkie persoonlike getuienis, te sê dat ek die Here oneindig dankbaar is vir die feit dat ek gesond geword het van COVID-19. Daar was tye wat ek soos Jairus gevoel het, dalk was God nie betyds nie. Dalk wou God my nie genees nie. Daar was tye wat ek regtig soos die vrou gevoel het, om net by Jesus te kon verbygaan en net aan sy kleed te kon vat. Met 'n wankelende geloof. Die waarheid is dat ek nie vanmôre hier sit, vandag hier sit, omdat ek genoeg geglo het, of omdat ek die voorreg gehad het om mense te hê wat vir my gebid het, wat 'n sterk genoeg geloof gehad het nie. Ek is hier omdat God hom oor my ontferm het. En omdat hy my genees het ten spyte van my ongeloof en ten spyte van my wankelende geloof. Laat
sal vir altyd 'n klomp vrae wees waarmee 'n mens worstel. Hoekom het ander mense gesterwe in dieselfde tyd as wat ek gesond geword het? Ons het ook vir hulle gebid. Ons het ook vir hulle ingetree. Hulle het self ernstig gebid, hulle gesinne. Ek kan nie vanmôre al jou vrae antwoord nie. Ek weet net, in Jesus is daar hoop en lewe. In lewe en in dood. En ek weet ook dat geloof en geduld baie naby aan mekaar lê. En dat my tydsberekening en God se tydsberekening nie altyd dieselfde is nie. God kom nooi vir my en vir jou vandag uit. Bly net glo. Of ons lewe of nie. Of ons siek is of nie. Of ons gesond word of nie. Of ons verstaan of nie. God is my troos, my hoop in lewe en in sterwe. My hele lewe is in sy hande. Hemelse Vader, Here Jesus, Heilige Gees, dankie dat U 'n God is wat U ontferm oor mense. En al kan ons vandag nie U gedagtes verstaan nie, al kan ons nie U weë, U paaie verduidelik, al maak dit nie altyd vir ons sin nie. Kom sit ons vanmôre op nie weer ons lewens in U hande. Kom sê ons vir U dankie. Dat U ons tegemoet kom, selfs wanneer ons geloof wankel. Ons kom bid vanmôre vir elkeen wat siek is in ons gemeente, en ons kom bid vir genesing, Here. Ons kom bid dat U hulle sal aanraak, dat U hulle oor hulle sal ontferm, dat U oor hulle gesinne sal ontferm. Ons kom bid dat U ons sal help om ons vertroue ten volle in U te stel. Ons kom sê vir U dankie vir elkeen in ons gemeente wat U al gesond gemaak het van COVID-19. Ons kom sê in die besonder vanmôre vir U dankie vir die wonderwerk wat U gedoen het met Sanel en Benjamin. Ons eer U daarvoor. Ons eer U vandag daarvoor, Here, dat U 'n groot God is, vir wie niks onmoontlik is nie. En op 'n manier kom staan ons ook nog met 'n klomp onbeantwoorde vrae voor U, en ons kom sit eintlik soos Jairus ons hart op die tafel, as ons ook kom sê, maar Here, ons verstaan nog steeds nie alles nie. Ons is hartseer oor hulle wat gesterf het. Ons worstel met hulle wat nie gezond geword het nie. En my gebed is dat U vanmôre deur U Gees en deur U woord regtig U hand op elkeen wat hartseer is net sal kom sit en vir hulle genesing sal bring. Meer as fisiese genesing, maar dat U hulle sal troos in U genade. Ons bid dit vandag in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n goeie week. Ons sluit af met lied 518, wat eintlik maar op net sê, wanneer ons nie verstaan nie, wanneer ons met die gebrokenheid van hierdie wêreld gekonfronteer word, moenie ontsteld wees nie, bly net glo. Hou jou oë op die Here. Weet dat hy elke oomblik by jou is. Lied 518. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan.
Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemelmuur, met bassein en geskaal, kom hy al sy mense haal. Voel jy soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees vooral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gepreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe sag waai die wind met die glimlach van 'n kind. Maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat praat. Voel jy soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees vooral met jou sal gaan. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.